Dokter, Afrikaans word dikwels as 'n bedreigde taal gesien, veral in skole en universiteite. Hoe beplan die Vryheidsfront Plus om dit te beskerm en te bevorder? Wel, die eerste ding is natuurlik om dit te gebruik. En ek moet vir jou sê as 'n Vryheidsfront lid, is ek eintlik partykeer bekommerd om te sien hoeveel ons raadslede, munisipale raadslede, wetgewerlede, parlementslede geneig is om aan Engels toe oor te slaan want dit is die algemene verstaanbare taal. Ons het die verantwoordelikheid. Ek wil nie sê 'n raadslid wat nou self Engels sprekend is moet nou probeer Afrikaans praat nie. Maar ons is kom ons sê nou maar het ons ek is nie seker hoeveel raadslede ons het nie. Is seker 80 of 85% is Afrikaans sprekend. Maar as jy nou 'n manier het om hulle almal se toesprake in rade bymekaar te kry, wonder ek of ons nie by 99% Engelse toesprake gaan kom nie. Dit is die eerste ding. Ons kan nie die reg opeis vir 'n ding wat ons self nie eers gebruik nie. Die probleem met ons Afrikaners en Afrikaans sprekendes in Hebreë is ons kan nie regtig aandring op meer regte as dies wat ons reeds het nie, want ons gebruik nie dies wat ons het nie. Jy het die reg in enige van die 9 wetgewers in ons provinsies om in Afrikaans te praat. Jy het in baie opsigte die reg byvoorbeeld op 'n Afrikaanse klas. Die Afrikaanse universiteite is nie ingedwing om te verengels nie. Nie Stellenbosch nie, nie Tikkies nie Bloemfontein hoër onderwys het nie vir een universiteit gesê ons gee julle nou opdrag om Engelse klasse te begin gee nie. So die grootste ding begin by selfhandhawing. En ek moet vir jou sê ons Afrikaners sukkel partykeer met 'n ding. As ons onsself begin handhaaf, dan het ons 'n manier om lelik te raak. Hier praat ek nie Engels nie. Jy hoef nie so te doen nie. Jy kan dit op 'n doodgewone beskaafde manier sê met praat jy gerus Engels as dit vir jou makliker is. Ek praat Afrikaans, kom ons kyk of ons mekaar kan verstaan. En om die regte te gebruik wat ons het. Van die Vryheidsfront se kant af is dit vir ons belangrik om dit ook deur te voer. Byvoorbeeld die tolke en al die amptelike tale wat daar in die parlement is, dis deur die Vryheidsfront se bemiddeling gedoen. Maar wat nou ironies is ek kyk partykeer hoe jy weet hoeveel gebruik mense daai tolkdienste. Dan lyk dit amper na 'n werkskepingsprojek, want daar sit 9 mense in vertaal of 11 mense sit in vertaal, maar niemand luister na die vertalings nie. So die eerste ding wat ons moet doen en waar die Vryheidsfront die voorbeeld moet stel, is om Afrikaans te gebruik en om dit sigbaar te gebruik, om geken te word daaraan dat ons dit gebruik. En dan moet ons eenvoudig die wetgewing aanhou dophou. Kom ons gestel nou daar's 'n poging om Akademia of Soltech te benadeel op grond daarvan dat hulle klasse net in Afrikaans gee. Dan is dit ons werk in die wetgewers of in die parlement of waar ook al om te sê julle kan dit nie doen nie. Of as daar 'n poging is om die wet te verander, dan moet ons betrokke wees om te keer dat daai wet verander word of om dit amper nog meer te maak om die wet positief te maak dat dit die reg erken om jou onderwys in verskillende tale te hê. Op die ou end wil ek sê ons grootste probleem is dat ons nie regtig die regte opneem wat ons het nie en dan kla ons daaroor dat dit in onbruik raak. Ons moet beter doen as dit.